om vanoggend weer hier te wees as medegelowiges in Christus. Ek is seker daarvan, die Here het vir elkeen van u vanmôre 'n besondere boodskap. Daar gaan elke Sondag 'n diens wees. Beteken nie as iemand met verlof gaan, of ons gaan huis toe, dat dit nie meer aangaan nie. Daar gaan elke Sondag 'n diens wees. So moet asseblief nie wegbly in die volgende Sondag of 2 nie. Daar gaan elke Sondag 'n kruis wees. Die werk van die Here staan nooit stil nie. En as jy nou wil jouself 'n guns doen en vir die Here toelaat om vir jou wonderwerke en wonderlike goed te openbaar, moenie volgende jaar se woordstudie misloop. Sondag 4:00 die middag van die 18de Januarie af. Jou lewe sal verander. Moet dit nie misloop nie. Bring iemand saam. Ons gaan dit in die saal doen om tafel sodat almal kan skryf. Dis nie 'n preekdiens nie, dis 'n woordstudie. Ons sit en ons bestudeer die woord van die Here, soos wat die Here vir ons sê ons moet doen. En ons kry daaruit groot geheime. Die geheime in die Bybel lê nie op die oppervlakte gesluit nie. Dit is soos 'n diamant, jy kry nie, dis min dat jy 'n diamant maar net gaan optel. Jy moet grou. Jy moet grou in die woord. En soos jy grou, openbaar die Here vir jou meer en meer. Ek wil graag hierdie diens vir ons dan oopmaak in 'n gebed en ons gaan die gebed bid wat Jesus Christus vir ons gesê het. Ons moet bid. Wat vir ons die rolmodel gebed is. En ons gaan vanoggend bietjie daaroor gesels en ons is vanoggend gaan gesels, gaan ons juis gesels oor gebede. Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel en so ook op die aarde. Ons vra u Here, laat u wil geskied en gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons sonde, net soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan vandag 'n gedeelte saam lees in Lukas 11 vanaf vers 9 tot en met vers 13. Lukas 11 vanaf vers 9 tot en met vers 13. En ek wil vandag met u gesels van hoe antwoord die Here ons gebede. Is dit warm daai kant, wil jy die ligreëlings aan hê daar? Is jy reg? As iemand warm of koud kry, steek jou hand op en ons sal dit iemand die ligreëlings aansit of aanstel. Ek sien dat mense dalk warm mag kry. As jy warm kry, sê vir ons. Hoe beantwoord die Here gebede? Ons is geleer in die Bybel dat ons moet bid. En ons moet bid. En ons moet elke dag bid. Dalk meer as een keer, soos Dawid wat dalk 3 keer 'n dag gebid het. Want die rolmodel gebed wat ons gelees het, gee ons daaglikse brood. So ten minste moet jy ten minste 1 keer bid. En ons gaan vandag kyk, hoe antwoord die Here ons gebede? Almal van ons wat hier sit, het gebede en ons is veronderstel om te bid. En ons is veronderstel om vir die Here te vra dit wat op die begeerte van ons hart is, maar ons is ook veronderstel om te bid, omdat dit 'n instruksie in die woord is. Kom ons lees die gedeelte saam in Lukas 11 vanaf vers 9. En ek sê vir julle bid, opdrag, Jesus wat hier praat, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal die seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle wat dan sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Sjoe, dit is pragtige beloftes hierdie, as Here sê, hoeveel te meer sal hy nie vir ons doen nie. 'n Versie wat hierby aansluit natuurlik Jeremia 33 vers 3 wat ons maar net kan sê, wat ons almal ken dit. Hy sê, roep my aan en ek gaan jou antwoord. En ek sal jou wys die goed wat jy nie weet nie. En as ons nou moet eerlik wees, dan is daar meer goed wat ons nie weet nie as wat ons weet. As jy nou die helfte van jou nuwe komputer af weet,
dan beteken dit is daar's helft wat jy niks van weet nie. En hoeveel te meer by die dinge van die Here, ons weet eintlik niks. Ons weet net dit wat God wil hê ons moet weet. So ons weet almal dis belangrik om te bid. Ek dink daar's geen twyfel daaraan nie. Dis belangrik om te bid wanneer dit goed gaan met ons. Dis belangrik om te bid as dit sleg gaan met ons. Ons gaan 'n paar voorbeelde uit die Bybel uitvat. Kom ons vat vir Paulus en Silas, dit het sleg gegaan met hulle, maar hulle het gebid. Hulle het kragtig gebid, en onthou jy die resultaat wat gebeur het? Die kettinge het van hulle afgeval, en die deure van die tronk het oopgegaan, want hulle het gebid, hulle het God se instruksie gevolg. Nie omdat hulle oulik is nie, is omdat die Here dit doen. Hulle het kragtig gebid, so daar is krag in gebed vir elkeen van ons. En vandag gaan ons kyk uit die Bybel uit, hoe antwoord die Here dan ons gebede? Ons het in die rolmodel gesien dat ons in die eerste plek die Here verhoog en hom verhewe vir wie hy is en hom groot maak. Maar ons mag ook vra, gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons sonde. So ons mag ook vir die Here goed vra. En ek verwys nou na die goed wat ons vir die Here vra. Nou het ons nie nou 'n lang winkelsentrum inkopielys wat ons die Here wil vra nie. Dis nie ek dink nie dis die Here se intensie nie. Dit moet werklik gaan oor hom. Maar tog mag ons. Daar's male plekke in die Bybel sê ons mag die Here vra vir goed. En ons gaan nou kyk op daai goed. Hoe gaan die Here ons gebed verantwoord? Of hoe verantwoord hy mense se gebede? Elkeen van ons wat hier sit, het seker al gedink, "Sjoe, die Here het nie my gebed gehoor nie. Of hy hoor nie my gebed nie. Ek bid dan al so lank al vir 'n man. 5 jaar, 10 jaar, dalk 20 jaar. Of ek bid dan al so lank vir 'n vrou. En dan sê nog vers in die Bybel, is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Here, U hoor dan nie my gebed nie. Dan raak ons moedeloos. Of daar's dalk 'n paartjie wat gebid het vir 'n kind, het gesê, Here, gee vir ons 'n kind. En dan kom hulle agter, maar hulle kan nooit kinders kry nie. En so is daar baie voorbeelde, elkeen van wat van u wat hier sit, het voorbeelde van goed wat bid en voel dit vir jou, die Here antwoord my nie. Hy antwoord definitief nie my gebede nie. En dan wonder ons, hoor God daarom ons gebed? Hoekom gebeur dit nie? Dit gebeur dan met ander. Hoekom gehoor hy nie ons gebede nie? Nou ons lees van merkwaardige bidders in die Bybel. En ek gaan net so 3 of 4 voorbeelde noem van hulle. Het jy geweet dat daar 'n persoon was in die Bybel, Joshua, wat gebid het dat die son moet stil staan? Nou hoor gou wat het hierdie ou gebid. Hy het gebid dat die heelal, die sterrestelsel moet stil staan. Jy kan dit lees in Joshua 10. Dit staan, hy het gebid en gevra dat die son moet stil staan bykans vir 24 uur. En dit het so gebeur. Menslik onmoontlik, maar dit het so gebeur. Hy het die Here gevra en dit was in God se plan en dit het gebeur. Nou hierdie is 'n absolute merkwaardige gebedsverandering. Stel jouself voor, jy bid dat die sterrestel, die heelal tot stilstand kom vir 24 uur. En dit het werklik al gebeur. So hoeveel te meer kan my en jou gebed nie verhoor word nie. Voors lees ons van Elia. Nou ons almal ken die verhaal van Elia wat op die berg van Karmel is. En ons wil nou die hele verhaal vertel nie, maar hy het 'n kort kragtige gebed tot die Here gebid en gesê, Here, wys nou vir die mense dat U die God is. Die God en die skepper van die hemel en aarde. Kort gebed, plus minus 20 sekondes lank, was Elia se gebed. En die Here het daai gebed beantwoord, deur vuur uit die hemel te stuur, en die water op te lek. Hoekom? Het die Here dit geantwoord? Sodat die Baal-profete en die hele volk
tot bekering kan kom, tot die Here kan terugkeer en sê, dis die ware God. Definitief nie vir Elia om raak gesien te word as persoon nie. Ons lees van Daniël. Nou almal ken die storie van Daniël wat in die leeukuil gegooi word. Hier word hierdie man in die leeukuil gegooi. My vrou sê altyd, dis nie so mooi storie soos wat ons dink dit is nie. Stel jou voor, hierdie man word in 'n leeukuil gegooi. Die geskree en hierdie hongerleeu's. Ons lees hierdie verhale, maar ons baie keer net so 'n bietjie ons vergrootglas oor dit laat gaan. Dis nie 'n mooi verhaal nie. En Daniël bid dat die leeu se bekke gesluit moet word. En die leeu se bekke was gesluit. Ons lees van 'n tannie in die Bybel, haar naam was Hanna, tannie Hanna. Sy kon nie kinders hê nie. En sy het vir die Here gevra, Here asseblief, ek wil 'n kind hê. En so sy gebid, en die Here het haar beantwoord, en sy het 'n seun gekry met die naam van Samuel. Dis hoe die Here voorbeelde in die Bybel vir ons laat opteken het, oor gebede wat beantwoord word. Die Here beloof vir ons, in die Bybel, dat jou gebede beantwoord sal word. Dis 'n belofte in God se woord, dat hy jou sal antwoord. Maar ons, ek en u wat soms bid, soms moedelik word, en sê ons, maar die Here antwoord nie my gebed. Partykeer sal ons dink, maar hy antwoord dalk, maar hy antwoord daarmee nog nie so drasties, so rarig, soos in Daniël en Elia en Hanna se gebed nie. Hy antwoord nou nie so regtig my gebede nie. En dan soms wonder ons of God daarom ons gebede hoor. Ek dink, ek bid nou al so lank vir iemand om genesing te kry, of vir iemand om tot bekering te kom. Die presiese voorskrifte in die Bybel volg ek, maar dit gebeur nie. En dan raak ons vinnig moedeloos. En dan is daar gebede wat die Here volgens ons nie beantwoord nie. Nou, ons gaan nou kyk na 'n paar antwoorde oor hoe die Here vir ons op verskillende maniere antwoord. As jou seun wat in graad 2 is na jou toe kom en sê, Papa, ek wil 'n motorfiets koop. Hy's graad 2, hy kan dalk nog net sy fietsie ry. Hy sê, Papa, ek soek 'n 400cc. Want dit is mooi en dit klink mooi. Papa, ek soek so 'n motorfiets. Dan is dit self vanselfsprekend wat jy as ouer vir die kind gaan sê. Nee, nie nou nie, miskien later. En hoeveel te meer weet die Here nie beter vir jou en vir my nie. Ek wil graag woorde van 'n voormalige prediker van Grace gebruik, en ek wil die voorbeeld vat, nou dalk nie die presiese woorde nie, maar dit is nou nie my eie verhaal nie, alhoewel dit baie op my lewe van toepassing is. My vrou is baie lief vir hondjies. En ons het so 3 hondjies, maar die een is ons albei voor lief, die ander as ek sy meer lief as ek. Nou, een van hierdie hondjie, die een vir wie ek ook lief is verskriklik oulik. Man, as hy vir hom sê, sit, dan sit hy. En as hy vir hom sê, gaan, dan gaan hy. En as hy vir hom sê, draai, dan draai hy, sonder om te dink. Maar ek kan nie daai hondjie stuur om vir my finansiering te gaan reël vir 'n nuwe voertuig nie. Hoekom nie? Die hond is dan slim. Want die hond is hondslim, hy is nie mens slim nie. Hy is net hondjie slim. Hy is nie mens slim nie. So is ek en u mens slim, ons is baie beslis nie God slim nie. As ek nou daai vergelyking so gaan gebruik, en eintlik kan jy dit nie eers nie, want dis hoeveel te meer, die Here is nog hoeveel te meer God slim as wat ons mens slim is, maar dis maar net 'n vinnige vergelyking. Kom ons kyk na verskillende maniere, en ek wil net 4
Daar's heel waarskynlik baie meer. Net na 4 maniere kyk hoe die Here ons gebede verantwoord. En kom ons kyk daarna, deur in die woord te delf en te kyk, hoe het die Here al gebede vir mense geantwoord, so dit is nie ons eie sieningsstelling tussenin gooi nie. Die eerste, hoe die Here antwoord 'n gebed is. Oombliklik, onmiddellik. As jy vir iets vra, dan antwoord die Here onmiddellik. Ons wil mos altyd graag hê al ons gebede moet so beantwoord word. En ja, sommige gebede, ons gaan nou die woord uitwys en ek sal vir u ook 'n verhaal vertel. Sommige kere antwoord die Here gebede so. Onmiddellik, dadelik. Ons lees van, onthou jy die verhaal in die Bybel waar Petrus uit die boot uit geklim het en na Jesus toe gestap het op die water. En ewe skielik sien hy die storms van hierdie see en hierdie golwe. En hy het begin sink. En hy het tot die Here geroep en gesê, en jy kan die verhaal lees in Matteus 14. En toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en hy het begin sink en het gesê en hy het gebid, Here, help my. En die Here het hom onmiddellik gehelp. Dit is 'n voorbeeld van 'n onmiddellike beantwoording van gebed. Die Here het onmiddellik gereageer en onmiddellik vir hom 'n antwoord gegee op die gebed. Ja, daar is gebede wat die Here onmiddellik beantwoord. En soos Jesaja 56 vers 24 vir ons sê, daar staan geskryf, Jesaja 56 vers 24, voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Hoor wat sê die Here hier, voordat jy roep, veral in 'n noodgeval, sal ek antwoord. Terwyl jy nog spreek, verhoor ek. Dis 'n vers in die Bybel wat ek sê, die Here antwoord gebede, onmiddellik. Ek is seker, elkeen van die wat hier sit, het al op 'n stadium gekom in die lewe, waar die Here al jou gebed onmiddellik beantwoord het. Veral as jou lewe in gevaar is. Dit is 'n kwessie van lewe of dood nou, op hierdie oomblik. Ek kan beslis vir jou, broer en suster, vir jou 'n paar verhale vertel in my lewe. Onmiddellik my gebed verhoor. Tientalle, en ek is seker as elkeen van u sou die geleentheid kry, sal u getuig daarvan. Gee my die geleentheid om net 'n kort getuienis te gee. Vrydagoggend, ongeveer 2:30 die oggend, is ek en my seun op die N3 van Reenspas besig om op te ry van onder af. Hy bestuur redelik goed. Nou hier's nou iets wat mens nie oor in woorde kan vertel nie. Dit gebeur wanneer jy naby die Here is. En ek is die laaste een wat altyd sê, die Here sê vir my, maar die Here praat met my, praat in my siel in. Ek wil vir jou vertel wat het gebeur. Plus minus 2:30, hierdie Vrydagoggend. Terwyl ons so ry, nou soos op pad van Reenspas op, sê die Here vir my, daar gaan iets gebeur. Ek sê, Here, dit is wonderlik. Maar dit gebeur in 'n paar sekondes. Maar dit is nie woorde, is mense woorde nie. Die liedjie wat ons gesing het, inteendeel by my opgekom, what a day it will be, my Jesus I will see. En die Here sê vir my, julle sal doodgaan in 'n ongeluk, maar gaan julle beskerm. Want julle te werk, jy te werk, wat jy moet doen. Ek is eintlik half teleurgestel daarin, want ek is gehoorsaam daarin, soos Paulus. Ek verlang om heen te gaan, hy sê vir my, hoorie, julle gaan nou, nie gaan nou iets gebeur. Pas van 'n paar sekondes, ek is rustig, en ek is nou gehoorsaam aan die Here,
Ek het nog nie 'n tyd gehad om dit in woorde om te sit om vir hom te vertel nie. Is daar 'n lorry wat weghardloop van bo af wat sy 3 keer seker ontgaan het. En hy kom oor in ons baan, my seun kan nie links gaan nie, daar's 'n voertuig. Daar's nie 'n tyd om sy stuurwiel te ruk nie, dat die voertuig my seun sy spieeltjie raak. Nou, ek moes nie vanoggend hier gewees het nie. Ek moes nie vanoggend hier gewees het nie. En die Here sit my voor die tyd gesê, ek gaan jou help, want daar's 'n taak vir jou, daar's 'n werk vir jou. Nie oor hoe oulik jy is, of wat jy bereik het in die lewe nie, nee. Om God te verheerlik, spaar ek julle lewe. Daar's iets wat julle gaan doen. En ek sê vir jou, daar was al 3 of 4 of 5 keer in my lewe wat so iets gebeur het, maar hierdie was die naaste. Dat my seun nie eers mooi registreer wat gebeur het nie. Toe ons verby is, ek sê vir hom, ja, ek het geweet dit gaan gebeur. Hy sê, pa, hoe kan jy geweet het, man? Daar was nie 'n tyd. Hier was nie 'n tyd om te reageer nie. As ek nie 20 centimeter links gegaan het nie, dan het daai lorry reg oor ons gery, ons sou nie eens geweet het nie. En ek vertel hom, ek getuig vir hom, die Here het vir my gesê, dat hy sy engele sal stuur, om ons te beskerm. In dieselfde week vertel iemand vir my, dat hy by 'n robot gestaan het, verkeerslig, gestaan het, en die verkeerslig het oorgeskakel van rooi na groen. Man, en net toe hy oorskakel, sonder nog dat hy begin beweeg, val die ou se pen, en hy is besig om die pen op te tel, voor hy begin ry. En toe hy sy pen so opgetel, en hy kyk so op, die robot is verkeerslig geslaag groen, jaag daar 'n lorry oor hy stopstraat vir hom. Ek wil vir sê, per toeval? Nee. Nee. Die Here beantwoord gebede onmiddellik. Partykeer het jy nie 'n kans om hom te vra nie, presies wat die versie sê. En ek gaan vir jou eerstehandse ondervinding vertel van 'n paar keer in my lewe. En dit is nie 'n droom, 'n dagdroom of jy's moeg of iets nie. Jy het die Here gehoor soos 'n duidelike stem, soos wat ek met u praat. En ek sal nie weet wat sou gebeur, maar eendag hierna, ons ken teendele, gaan die Here vir my sê, hoorie, jy het nog 1 werkie gehad, of 2 werkies, of dalk 3 werkies, ek weet nie. Maar so is dit vir elkeen van u wat hier sit. Het die Here werkie. Kom ek sê vir u, as ons in die geestelike riem kon sien, moes elkeen van ons van vanoggend tot nou by die kerk al seker ten minste 10 keer dood gewees het. Die Here beskerm ons, soos wat hy beloof. So die eerste, hoe die Here gebed verantwoord, is onmiddellik. Selfs voor jy nog die woorde kan sê, die versie gesê, voor jy nog kan spreek, verhoor ek, en het ek nie eerstehandse ondervinding van hierdie versie gehad in die week. Nie iets ver in boeke gelees nie, prakties daar. En die tweede, hoe is die tweede manier hoe God 'n gebed kan verantwoord? Ons het gesê, in die eerste plek is onmiddellik, onmiddellik, voor jy nog die woorde kan uitred, het God klaar die gebed verantwoord. Die tweede plek, soms word die antwoord van jou gebed uitgestel. Soms is daar 'n vertraging in die antwoord van jou gebed. God wil dalk 'n besonderse doel bereik, deur om die antwoord van jou so bietjie terug te hou. Om nie onmiddellik te antwoord nie. Hy sê ook nie ja nie, hy sê ook nie nee nie. Hy hou dit net so bietjie terug. 'n Voorbeeld daarvan in die Bybel, Maria en Lazarus en Martha. Toe Lazarus siek was op sterwe, en hulle het Jesus laat kom, en Jesus het gekom, en hulle het in 'n dorpie gebly met die naam van Betanië, en Jesus was so 2 myl, kom ons sê maar 3 kilometers plus minus daarvan af, en eers het die een suster Martha 'n boodskap vir hom laat gesê, Jesus kom, Lazarus is op sterwe, en Jesus was baie lief vir hom, en toe later Maria het vir hom 'n boodskap gestuur, en die Here is, daar staan geskrywe, dit staan geskrywe, hy het vertoef om te kom, Johannes 11 vers 6 staan daar. En toe hy, Jesus, hoor dat hy, Lazarus, siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Dis asof Jesus Christus moeswillig weggebly het. Somtyds bid ons, en die antwoord word bietjie uitgestel. Die antwoord is nie dadelik daar nie, dit word uitgestel, en hierdie is vir ons 'n voorbeeld in die Bybel. Hierdie 2 susters se gebede, wat hulle natuurlik vir Jesus kom vra het, is nie beantwoord in die manier hoe hulle graag dit wil gehad het nie.
Hulle wou gehad het, Jesus moes dadelik gekom het en dadelik genees het. Nee, dit het nie so gebeur nie. Maar jy sien, Lazarus moes eers 4 dae dood wees. Hoekom? Ja, gedink hoekom? Sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Lazarus moes eers sterf, en hy moes eers al stink, sodat Jesus hom kon opwek. En die Bybel gee vir ons die rede. Omdat baie in Jesus geglo het, nadat hy Lazarus opgewek het. Hier of vertraging in die antwoord van die gebed, het veroorsaak dat daar mense tot redding kom, en dat die Vader daardeur verheerlik sal word. Somtyds as ons bid, sê die Here, wag bietjie, nie nou nie. Bietjie uitstel. Die Here is 'n hoorder van gebed. So seker is wat hy lewe, ons moet volhard in gebed. Ons moet soos Abraham raak. Abraham het gebid vir 'n kind toe hy 100 jaar oud was. Het hy gebid vir 'n kind. Hy het nie opgegee nie. God bly getrou, al is ek en u ontrou. Hy bly getrou. Broers en susters, ek wil u aanmoedig om aan te hou bid. Moet nie moedeloos word nie. Soos die eerste antwoord van gebed is onmiddellik, dadelik. Tweede is, soms word die antwoord uitgestel. En dan die derde. Die derde is die een waarvan ons nou nie hou nie. Nee. Die antwoord is nee. Die vergelyking wat ons nou gesien het met die seentjie wat wil 'n motorfiets wil hê, en ons weet, hy kan nie eens op hom kom, hy was nog om hom te ry. Nou, indien die Here nee sê vir jou gebed, is dit mos ook 'n antwoord. Dit is ook 'n antwoord van die Here af, want die Here sê nie altyd ja nie. Soms sê hy nee. En dit beteken nie dat hy nie ons gebed verhoor nie. Onthou, hy is in die hemel en ons is op die aarde, en ons gaan dit nou lees. Net so het God ook 'n gebed van Paulus. Paulus was 'n mens wat foute gehad het en wat die Here gered het. En Paulus was een van die kragtigste evangeliste wat ons van lees in die Bybel. Ons verwys nie natuurlik na Jesus Christus nie, ons praat van 'n mens soos ek en u. Paulus het 'n liggaamlike gebrek gehad. Skrifgeleerders sê hy het nie lekker gesien nie, hy kon nie lekker sien nie. Hy het gesukkel. En daar staan vir ons opgeteken in 2 Korintiërs 12 dat hy vir die Here gevra het. Hy vra vir die Here daar, Here, vat asseblief hierdie doring in my vlees weg. 3 keer het hy die Here gevra. Of dit nou blindheid was, weet ons nie. Maar dat dit 'n liggaamlike gestremdheid was, dit weet ons, want dit lees ons in Galasiërs 3. Hy het een of ander liggaamlike gestremdheid gehad, oor wat hy so 'n bietjie skaam was, baie keer. En die Here het vir hom gesê, nee, gaan nie die doring in jou vlees wegvat nie. Die antwoord wat die Here vir hom gegee staan in 2 Korintiërs 12 vers 9. En daar staan, nadat Paulus 3 keer gebid het en gevra het, Here, vat weg hierdie doring in my vlees. Die Here sê, nee. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Hierdie Here vir Paulus sê, nee, ek gaan nie die doring in jou vlees wegvat nie. En ons kan hierdie baie toepas op ons eie lewe, wanneer die Here sê, nee. Toe Elia gevlug het vir Isebel, Elia het nou net, die vorige dag hierdie kragtige preek gehad, en gebed gehad, wat hy die Here gevra het, stuur die vuur, en die hele volk het tot bekering gekom en goed, en net die volgende dag, moes hy vlug vir sy lewe. Isebel wil hom doodmaak, en hy het by die spruitkrit gaan bly. En die kraaie het vir hom brood en vleis wat hulle ernstig gesteel het vir hom gebring, om vir hom
te sorg by die Spruitkrit. En hy het nogals 'n merkwaardige gebed gebid. Hierdie Elia. 'n Gebed wat ek dink baie van ons al ten minste een keer gebid het in ons lewe. Dalk, sommige mense bid dit dalk elke dag. Wat het hy gebid? Ons lees dit in 1 Konings 4 vers 4. Elia wat nou net die vorige dag hierdie absolute wonderlike krag van die Here ervaar het. Hy het gebid, dit is nou genoeg, neem my siel weg, Here. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Vat asseblief my, dat ek by u gaan woon. En die Here het vir hom gesê, nee. Nee. En ek is oortuig daarvan, dat heel wat mense is, wat al vir die Here gevra het, Here, vat my. Die Engels gesê, just take me. Want ons is ook ontslaaf van hierdie vlees, ek is ontslaaf van hierdie wêreld, ek is ontslaaf van hierdie stryd, en ek is ontslaaf van die sielevijand. Vat my, ek is gereed. Die Here het nie Elia sy gebed beantwoord nie. Teendeel, het hy hom beantwoord deur om nee te sê, om hom nie te beantwoord nie. Hoekom sou die Here nie hierdie gebed van Elia beantwoord nie? Of hoekom sal die Here nee sê, want is eintlik dieselfde antwoord, of hy dit nie beantwoord nie, of hy nee sê. Hoekom bid jy vir jou kind en jou kind kom nie tot bekering nie? Hoekom bid jy vir iets en dit gebeur nie? En dan raak ons mense mos moedeloos en sê ons nader aan, daar bestaan nie 'n Here nie, want hy hoor my nie. En dit is absoluut teen die woord. Hoekom gebeur dit? En die antwoord is in Jesaja 55 vers 8 en 9. Die Here antwoord nie ons gebede nie. Want Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Vers 9, want soos die hemel hoër is die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Ek vat weer die voorbeeld van die hondjie, ons is nie God slim nie. God weet beter. Hy weet beter, daarom sê hy nee, of beantwoord hy nie jou gebed nie. Kom ek gee jou nog 'n voorbeeld in die Bybel, wat die Here nee gesê het. Onthou jy die verhaal van die besetene van Gadara, waar daar uit legioen demone gedryf is, en nadat uitgedryf is, het hierdie ou kragtig tot bekering gekom, direk met Jesus gepraat, en het die Here gesê, Here, ek wil nou u nou volg, ek wil nou by u wees, soos in fisies by u wees, ek wil u nie net volg nie, maar ek wil letterlik u volg, saam met u gaan, en die Here sê vir hom, nee, jy gaan dit nie doen nie. Ons lees in Lukas 8 vers 38 van hierdie persoon, en in vers 39 van Lukas 8 sê die Here vir hom, Jesus self sê vir hom, nee, gaan terug na jou huis, en gaan vertel vir hulle wat 'n groot dinge God aan jou gedoen het. En gaan vertel vir die dorp wat die Here vir jou gedoen het. En hierdie man het 'n getuie geword van Jesus Christus. Hy het 'n groot evangelis geword deur dit wat die Here gedoen het. Die Here het ander planne vir hom gehad as wat hy gevra het. Die Here het vir hom gesê nee. So broers en susters in Christus, die Here antwoord soms ons gebede met nee. Dit is ook tot jou eie beswil. Natuurlik is dit in die eerste plek omdat dit die koninkryk sal skade maak of hom nie daardie verheerlik nie. Maar in die tweede plek sê die Here ook soms nee vir jou eie beswil. Vir jou eie saak sê die Here soms nee. Weet u dat daar 'n gebed is wat Jesus Christus self gebid het? Wat die Here vir Jesus Christus gesê het, nee. Jou antwoord is nee. Jesus Christus wat waarlik mens was, maar ook waarlik God was, het gebid tot die Vader. En hy het vir die Here gevra, in Matteus 26 lees ons dit, Jesus Christus praat tot sy Vader. Hy wat Jesus Christus is, vra, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. En die Here het gesê, nee. Verwysend natuurlik na die kruisdood wat sou kom.
Jesus Christus het gevra, en lees dit, het gevra, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, moenie dat ek deur hierdie gaan wat voor lê nie. En die Here het vir hom, wat Jesus Christus self gesê is, nee, ek gaan nie jou gebed beantwoord nie. En dink bietjie as die Vader sy gebed sou beantwoord, waar sou ek en u gesit het vandag? Wat sou toekoms sou u en ek gehad het vandag? Wat sou hoop sou ek en u gehad vir vandag gesit? En miljoene mense oor die aarde, uit elke stam en nasie, volk en taal, as God Jesus se gebed hier sou geantwoord het, deur te gee wat hy gevra het. Natuurlik, ek dink Jesus het geweet, maar tog het hy die Vader gevra, en ons verstaan nie heeltemal, maar een van die redes is baie beslis daarvoor, dat dit ook vir ons 'n voorbeeld is in die woord, hoekom die Here nie Jesus se eie gebed verantwoord het nie. So die doel van nee antwoord, in die meeste gevalle, sal ons dit nie nou verstaan nie. Dit sal dalk eers in die lewe hierna verstaan word, of wanneer die Here self aan jou verduidelik, hoekom was die antwoord op jou gebed nee? Miskien, as jy ouer word en wyser word, kan die Here vir jou openbaar, hoekom moes jy nie daai vrou getrou het toe jy jonk was nie, hoekom moes jy nie daai man getrou het nie, hoekom moes jy nie daai werk gevat het nie, hoekom moes jy nie oor see gegaan het nie, hoekom moes jy nie dit gevat het, en dan later in jou lewe kom jy agter, die Here weet beter. Sommige van die goed in ons lewe sal ons nooit weet nie, ons sal eers moet wag en sien, want ons ken ten dele, maar ons sal eendag ten volle ken. Die vierde manier hoe God gebed antwoord, en ek sluit nou af met die laaste ene. Ons het nog gekyk, in die eerste plek is dit onmiddellik. In die tweede plek antwoord die Here met 'n uitstel van die antwoord in jou gebed. In die derde plek is dit nee. Antwoord nee. In die vierde plek. En in die laaste plek. Somtyds antwoord die Here ons gebede heel anderster as wat ons daarvoor gevra het. Ons vra vir dit, en dan is die antwoord heeltemal iets anderster. En kom ek gee vir julle voorbeelde uit die woord uit, voor ons dit gaan gee. Somtyds bid ons vir verleidsaamheid, en ons bid vir vrede in ons huis, en dan stuur die Here vir ons leiding. Ons vra vir iets en die Here gee vir ons iets anderster. Partykeer die teenoorgestelde. Somtyds bid ons dalk vir meer liefde, maar dan kom daar 'n groot siekte oor ons, wat ons nie verstaan nie. Hierdie is soos 'n arend, 'n jong arend. 'n Arend kyk in 'n nes daar bo in die berge. Hulle maak hulle nesse maar so hoog in die berge, en hierdie is nou net 'n verhaal wat ons vertel, net om dit te vergelyk. En hierdie jong arend kyk in, wat jonk is, sê vir sy ma, en nou kyk hy so na die arende wat vlieg. Hy sê, ma, wil jy nie my leer vlieg nie, man? Ek wil soos hierdie ander arende vlieg. Hy vra sy ma, soos dat ons die Here soms goed vra. En sy ma bly doodstil, en sy ma gee hom kos, en sy ma help hom, sy ma beskerm hom, tot op 'n dag. Dan leer sy hom nie vlieg nie. Dan breek sy daai nes af. En daai arendkykentjie is reguit op pad af in die afgronde in. En hy moet sy vlerke oopmaak of hy moet vlieg, of sy lewe is daarmee heen. Heeltemal anderster, en as daai arend vir sy ma kom sê, ma, dit is nou nie wat ek gevra het nie. Ek het gevra, leer my om te vlieg, moet nou nie die nes afbreek nie. Hoeveel te meer is dit in ons lewe somtyds, wat die Here antwoord, heeltemal anderster as wat ons gevra het. Ons bid vir iets, maar die antwoord is heeltemal wat ons nie verwag het nie. Soos met hierdie kyken. Ek wil graag 'n verhaal vertel. Ek het nou ongelukkig nie die persoon se naam nie, en ek sal dit ook nie sê nie, want ek het nie toekoms nie. Ek vertel dit soos wat dit my vertel is. Daar was 'n persoon, hierdie is 'n werklike verhaal. Dit het werklik gebeur, plus minus 15 jaar terug. Daar was 'n persoon in Port Elizabeth, en ek kan nie die nuwe naam uitspreek nie, vergewe my. Kuberka, kom ons noem dit Port Elizabeth. Hy het daar gebly, en ek wil eintlik sê, 'n opregte kind van die Here, iemand wat nie voorgegee het nie.
Hy het 'n verhouding met die Here gehad, en hierdie ou wil graag aan die bediening ingegaan het. Soos die meeste mense wat nou aan die bediening gaan, het jy eers maar 'n draai in die wêreld gaan loop, want dan is jy nog aan die universiteit en die Here lei jou op. En hy het vir die Here gesê, Here, ek wil graag voltyds vir u werk. Help my en wys vir my, hoe kan ek voltyds vir u werk? Waar begin 'n mens? Moet ek my werk verloor? Nou, daarmee sê ek nie met die werk verloor nie, asseblief. As die Here vir dit vir jou sê, is iets anders. Ek sal nooit vir iemand sê met jou werk los, net sommer nie. Behalwe dat jy, as die Here dit vir jou werklik sê, maar dis nou 'n ander gesprek. Hierdie persoon het vir die Here gevra, Here, skep vir my 'n geleentheid om u woord te verkondig. Hierdie persoon het 'n geweldige prys betaal. Wat gebeur het? Net 'n paar dae nadat hy dit vir die Here gevra het, is sy dogtertjie, wat in die laerskool was, oor die voetoorgang, die zebrastrepe, sy net daar dood gery. Deur 'n dame, wat nie 'n lisensie gehad het nie, wat op pad is hospitaal toe, wie se man 'n hartaanval gekry het en is besig om dood te gaan langs haar, en sy wil hom by die hospitaal kry. En in hierdie hofsaak, jy kan nou maar gaan verder oor lees, hierdie dame, daar's natuurlik 'n hofsaak, jy het nou nie al die besonderhede daar nie, dat hierdie ou gepleit het daar, soos wat 'n advokaat of 'n prokureur nie kan pleit vir genade vir daai vrou, wat haar man hospitaal toe gejaag het met die hartaanval nie. Want dit was nie 'n doelbewuste of 'n nalatigheid nie. Sy het nie 'n lisensie nie, sy kan dalk nie bestuur nie, sy kon dalk net bestuur, en sy moes haar man help, en nie jaag sy, en nie loop die kinders oor, en sy kind dood. Dat daai persoon hierdie kon gebruik, 'n verskriklike prys, om sy loopbaan te begin, as 'n getuie van Christus, sommer daar in die hof te begin, om te pleit en te soebat vir hierdie dame, vir wat gebeur het. En die ou het natuurlik later 'n dominee geword, en 'n kragtige prediker geword, maar wat 'n prys, is dit nie wat hy moes betaal nie. Somtyds beantwoord die Here ons gebede, heeltemal anderster, as wat ons graag wil hê. En ek wil graag nou afsluit, en ek wil net graag weer vir u sê, in die eerste plek, aan die Here jou gebed antwoord is, onmiddellik. Tweede plek, soms met 'n vertraging. Derde plek, soms met 'n nee. En soms in die vierde plek, soms met 'n heel ander antwoord, as wat ons verwag het. En daar was miskien ander maniere ook hoe die Here kan antwoord, maar dit is nou maar hoe ons dit kan konsolideer en opsom. En ek vertrou dat die Here vir ons sal oplei om bidders te word, dat ons by sy voete sal sit en nie sal ophou bid nie. Want dit is wat hy wil hê. Ons sê altyd, as ons werk, dan werk ons, maar as ons bid, dan werk God. En dit is 'n opdrag van die Here. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag uit die woord uit kon leer, Here, dat u altyd 'n hoorder van gebed is. Maak nie saak hoe u gebed, ons gebed beantwoord nie, Here. Help ons om meer by u voete te sit, om te aanvaar wat die antwoord is, Here, want u is in die hemel en ons is op die aarde. U weet beter. Ek vra, Here, ek weet hier's mense vandag wat hier sit, Here, wat sit met geweldige versoeke, Here, vir genesing in die huwelike, vir genesing en gesondheid, vir finansiële uitkoms, Here, vir werk, Here, vir wat ook al, en hulle bly bid. Ek vra, Here, dat u ons sal rustig maak, en dat ons oë op Jesus gefokus sal word, en nie op die storms van die lewe nie, want dan sal ons soos Petrus sink. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus, en met danksegging. Amen. Kom ons staan en sluit ons af. Dis vir my, Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my lief. Dis vir my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja, Jesus het my lief. Dis vir my om te weet dat Jesus het my lief. Jesus het my lief, Jesus het my lief. Dis vir my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja, Jesus het my lief.
Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Jesus het my lief, Jesus het my lief. Dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja, Jesus het my lief. Vader, dankie dat ons kan weet, vir my is dit genoeg dat Jesus leef. Dankie Here dat ons weet dat ons verlosser leef. Dankie dat ons weet ons het 'n toekoms in Christus. Ek vra Here dat U elkeen sal openbaar die plek en die wil wat U vir hulle het. Ek vra Here dat U ons sal bewaar en ek vra Here dat U ons gebede sal beantwoord en vir ons sal verduidelik as ons iets vra. En ek vra Here dat U ook sal gaan met die dienste wat berei is vir die week wat kom en laat dit in U prentjie praat en dat ons niks sal praat wat nie uit die woord uit of deur die Heilige Gees geïnspireer is nie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.